Baie dankie. Ek wil vir julle sê dat ek het 2 jaar gelede hier geskryf. Grootste deel hiervan. Ek het toe nou weer begin kyk aan te sien ek nog ek het hier geskryf aan maaks 94. Sy is nou 96,5. So hierdie wat ek vandag sê, het die Here lankal op my hart geleef. Ek het daar staan nie geweet hoe om dit skryf of wat ek daarmee gaan maak, maar vandag weet ek. Wat was die doel en die plan? En ongelukkig sê ek staan hierso met baie meer vrae as antwoorde. Ek wil graag getuig van my paadjie wat ek geloop het, maar ek weet ook dat, soos wat ons vandag oor het Martie se storie, baie van die ander wat hier sit, wat op die groepe gepraat het deur sulke traumatiese insidente gegaan, dat ek voel eintlik so klein om te staan en getuig en ek het nie deur sulke omstandighede gegaan soos baie van julle nie. Maar ja, as die Here daar op my hart gelê, ek moet dit vertel, so ek glo vandag moet ek hier staan. En dan wil ek ook praat oor Job, onsself goed doen nou Job. En daar besef ek ou net het baie vrae as antwoord. Jy verstaan nie hoekom baie mense swaar kry. En dis ek hartseer moet gaan nie, maar elkeen is sy eie paadjie met die Here, dis wat ek geleer het. En jou paadjie en my paadjie het verskil, en Martie gesê, jou seer is nie my seer nie. My seer kan vir Job vandag baie klein klink, maar in my situasie was dit vir my seer, in my gesin. So sien dit in daai lig. En dan wil ek ook sê, ek weet van mense wat al gepraat het, wat deur 'n kankerstryd gegaan het. En dan sê ek is die Here se bidbroodjie wat hy by gelees. Ek is nie die Here se bidbroodjie nie. Ek wil nooit so sien. Elkeen van ons is die Here se kinders, want ons almal ewe lief. Hy het eweveel genade vir elkeen. So, as jy deur 'n swaar pad gaan, as wat ek gegaan het, is nie oor die Here vir my beter is. Hy het vir jou net so baie genade, om jou en jou pad te dra. Goed, dis nou maar in die agtergrond. Ek het groot geword in 'n baie stabiele huis, baie goeie kinderjare, groot familie, baie familiegeleenthede, almal die Here geken. Daar was stabiliteit, ons huisgodsdienst gehou, elke Sondag in die kerkkampe, kinderkroons. Dit groot geword saam met die Here. Dit nie jongs groot geword nie. En in ons familie was daar nie egskeidings nie, almal was mooi en liefdevol en almal het goed oordag. Toe ontmoet ek vir Dion, ek was maar 15. Hy het gevra of ek gaan ek vandag na hom verwys. So hier is daar die eerste keer. Na 6 jaar het ons getrou, na nog 3 jaar die kindertjies gekom. Hy het nooit sy werk verloor nie, hy het my nooit gelos nie, ek het ook nooit gelos nie. Bly sy, baie goeie lewe gehad, baie gelukkig gewees. Toe trou 2 seuns, gaan swart trou. Gelukkig, gaan goed, Christen vroue, prentjies gemaak. En ek ry eendag in die kar wat werk toe en ek het klaas wat sy liedjie speel van die koning kom. En ek staan by die robot en sy sing lig jou hande na oor. En ek sê vir die Here, dis nou maklik. Maar mag ek eendag as dit nie goed gaan, nog steeds bedryf. En toe gebeur dit, dat albei my seuns se vrouens kom sy. Dit was nie 'n keuse nie, dit was hulle vermeerdering. Dit was in ons familie net iets wat ons nie geken het nie. En jou kind sit en hy huil in die tafel wat sy skouers druk. En vir my was dit my seerpad gewees, ek kon nie verstaan. Dit was Christen meisies, dit was nie, my woorde sê in ons gemeente, een van hulle. En hier spak hulle net weg, hulle beskryf. So dit was bitter swaar gewees. En ja, hulle is weer getrouwd, so ek kan vandag weer juig en vreugde nie en hartseer nie. Maar in daai tyd mense net bid, want as jy kind swaar kry, is jy ouer, dit gaan met die ouer nie so goed as wat sy kind gaan. En nagte omgebid. En ek dink dit was 'n groot proses waar weer 'n pad met my geloop het van alles kan nie altyd te goed gaan nie, maar as dit sleg gaan, is ek saam met jou. En vertrou op my en bid en hou aan bid en hou aan vertrou. En soos my kinders weer iemand gekry. Maar in daai tyd wat dit so swaar gegaan het,
stuur ek vir 'n vriendin, wat 'n baie jarelange vriendin, ons kinders was saam met kleuterskool, baie gelowige vriendin. Stuur ek vir haar 'n WhatsApp en ek sê vir haar, ek kry baie swaar, bid asseblief vir my. Sy stuur vir my nog op die WhatsApp, maak so, tot vandag. Al reaksie wat ek gekry het, niks verder nie. Maar ek gaan net nou weer later sien. Sy het later borskanker gekry, en ek het, sover ek gedink het ek haar ondersteun, vir haar gaan kuier en so aan, maar ek het gedink ek het regtig dit gedoen. My pa het 92 jaar oud geword, baie gesond, baie siek en toe sy dood. Nooit verleiding wat swaar gekry. My ma het op 90 kanker, borskanker gekry. Vastektomie gehad, oor dit, verby dit, sy is vandag 96, sy bekeer niks. En my sis het ook borskanker gehad. So ek het geweet, daar is 'n risiko, en ek het gereeld my toetse en ondersoeke gegaan. Dit was altyd skoon en reg. Toe in 2021 gaan ek vir 'n mammogram, en hulle sê vir my, nee, daar is 'n knoppie, maar dis oor 'n jaar terug, dis waarskynlik niks ernstig. Maar die Here, die Gees dryf my, en ek gaan toe in November, Desember weer vir 'n ondersoek, en toe kom die diagnose dis kanker. En toe sit ek met daai ding, nou moet ek vir my kinders dit vertel. Nie die woord kanker, almal sien net dood. Die woord kanker hoor dat hulle dood. En dan het ek vir ma, wat daar staan in 94 was, gaan vertel ek kanker. Dit was baie swaar, kinders deel, almal se eerste gedagte is, maar dit is nou, terecht, dit is die einde. En dan kry jy mense wat vir jou sê, dit is jammer, weet nou nie kanker, en maar weet jy, my tannie het ook kanker gehad, sy is net 2 jaar, dus sy dood. Mense bedoel dat jy nie sleg, maar hulle sê die domste goed vir jou. En as jy swak is, dink ek, sulke dinge kan jou breek. Maar ja, toe kom dit nou. Dokters, toetse. Nou moet jy kyk wat sy soort kanker, ek weet nie vir Frans wat jy sit, wat die selfmaakje geloop het. En ek het in 'n boek gelees van 'n vrou geskryf het, dis 'n journey van person to patient. Jy verloor jou identiteit, jy's 'n kankerpasiënt, en dis dit. En 'n mens vertrou die Here, maar daai vrees dat nie dis die einde van my paadjie, kry jy my nie afgeskrik nie. En die dokter het gesê, dis 'n aggressiewe soort kanker, en hy vermenigvuldig vinnig, en dis oor Desember, daar's nie dokter nie, daar's nie onkoloog nie, daar's niks, jy moet maar 3 weke aanhou. En hy vertel vir jou, dit verbeter elke 2 weke verdubbel die kanker. So moeilike tye om deur aardtoetse te gaan, en uiteindelik dan te kom waar hulle sê, ek nou, nie lê 'n paartjie nou, dis dan het kom. Toe het ek chemoterapie gekry, van Januarie 2022 tot April, en toe weer die ander soort chemoterapie, wat die baie mense in die algemene taal praat van die red devil, wat eintlik gewoonlik baie erge effekte het. En soos ons daar gesit het in die chemo, almal so ou sakkies, almal was in dieselfde bootjie. Die Here het daar mense op mense pad gesit. En dit was so wonderlik, self ongelooflik, maar so wonderlik hoe die Here ons daar met mekaar kon praat, en die positiwiteit wat onder daai pasiënte was, dat jy daar soveel ondersteuning en liefde en aanvaarding gekry het, wat regtig net wonderlik was, dat het eintlik nooit my sleg was om te gaan nie. Ons het 'n vriendin opgelaai, elke week, sy het saam begin, sy het dit nie gemaak, sy is voor die maand sy dood. Maar ten spyte van dit, die Here het my so baie genade gegee, en ons waar gesit, baie keer gister lag oor ons kaapkoppe, en al die planne wat jy maak met so mens te lyk. Ek was baie geseën dat die chemoterapie my nie baie beïnvloed nie. Ek het nie daai siekte gehad nie, ek het nie daai naait gehad nie, ek was nie moeg nie. My werk was baie goed, ek het my toestemming gegee by die huis te werk. So ek het vir 8 maande nêrens gegaan. Nie kerk toe nie, nie selfgroep toe nie, daar was 'n familietroue, ek het nie gegaan nie. Ek het regtig gevoel, ek wil my nie blootstel aan enige siektes nie, want dan stel jy nog geen uit as jy dan kom in jou tyd, soos jy reg. En dit was nie lekker nie, het was aardig om vir 8 maande so nêrens te gaan nie.
En ek kan vir sê, ek nou 8 maande eerste keer na winkel weer kom, ek kon nie goed pryse gestyg het. Dit was 'n spot. Maar ja, toe daar het ek in die universiteit mee gehad, en toe nou weet ek al die toetse en scans en MRI's en noem het op. En ek kan nie hierdie prijs van sy genade, maar dit het nie versprei nie. Ek is gesond tot vandag, ek was 'n ander 2 toetse gewees, en alles is normaal. En ek moet sê in daai tyd, as dit nie was vir mense wat vir my ondersteuning en liefde gegee het en gebel, dan weet ek nie sou het gemaak nie. En hoekom ek vandag die storie kan getuig, weet ek nie, my vriendin Atsa is dood, baie van hulle het al geken. Sy het saam met my die eerste dag begin chemo en sy het dood. En nou ook sê dan nog mense die so vandag nou sit ek herhaal nou, maar die ander omstandighede gaan het baie erger is. En ek wil nie hele omstandighede afmaak nie. Ek kan net sê die Here dankie sê vir my paartjie. En nou wil ek dit sê, en dit was van die eerste dag af my gevoel. As jy net hierdie goed groei nie, dan is dit so verniet. Dis nie 'n lekker paadjie om te loop nie. As ek daar deur gegaan het en aan die kant uitkom en sê ek is nou verby, dan was dit alles natuurlik. Maar dit was maar van die begin af 'n uitdaging. Ek moet hierdeur groei. Hier het dit doel. En ek glo daar doel is dat ek moet groei. En 'n mens gaan nie alleen hierdie paadjie nie, en die kom deel sy naam vir Hy het saam met my die paadjie gestap. Hy selfde vrese as ek, maar mens praat nie met mekaar nie. Jy wil nie mekaar ons dit opspeer of jou maat se vrese versterk nie. So jy praat nie veel nie. Elke loop uitlees 'n paadjie aan. Selfs met my ouers, jy deel dit nie. Daar's Facebook-groepe vir van hierdie soorte spesifieke kanker en dit is verskriklik om te sien hoeveel vrouens in daai proses hulle mans hulle los, terwyl hulle besig is met 'n behandelingsprogram. So wat ek wil sê, ek het die kanker oorleef wat God 'n doel het. God het my verander, hy verander die mense naaste aan jou, my kinders, my ma, my man. En as ek terug by my vriendin was, my daad het gesê, maak so, en nooit weer teruggekom na my toe. Ek verstaan vandag, want sy het die borskanker gekry. Nou verstaan ek, waar sy gegaan het, toe sy borskanker gekry. En ek besef, eintlik, het ek ook maar net gesê, maak so. Ek het nie verstaan. Sy het nie verstaan hoe my kinders kan. Maar as jy deur die ding gegaan het, en jy stap op pad met die Here, en jy groei in die proses, dan kan die Here jou gebruik. Dan verstaan jy, en so sal ek weet, raak het laas jaar gepraat oor sy kind. Ek kan nie my dit indink om 'n kind te verloor nie. Maar hy kan, en hy kan mense verstaan. Ek kan dit vandag verstaan, as jou kind in die egskeiding gaan. Dis nie maar net 'n proses, 1, 2, 3 is geskei wat in die verliefde nie. Ek kan nou verstaan hoe swaar dit is as jy jou kinders swaar kry. En ek kan verstaan as iemand kanker het, hoe dit jou raak. Ek weet God om my gebruik, want my nie deel laat gaan sonder rede nie, en as ek vandag bedoel is vir een persoon om na te luister, dan weet ek, dis ook nog God 2 jaar terug af my gesê, skryf wat weet waar jy gaan. Mens leer ken ook om dit na tyd nodig in die Here het, hoe jy nader aan groei, en jou swaar kry kan, die Here afhanklik jy is, en die Here begrip vir ander mense. En hy het alles eigenlijk 2 dinge geleerd, ek moet getuig en ek moet ander bemoedig. En as dit die groei is wat God in my lewe gedruk in hierdie pad, dan is dit nou waar my groei waar ek moet verwaar. Dan, Anton genoem, ons is van die heel eerste saakgroep wat begin het, was ek in die betrokke. En ek kan net getuig hoe, deur al die jare, ek weet hoeveel jaar, so 20 jaar, wat die saakgroep begin. Dit is baie jare. Verskillende groepe, die groepe split ons maar party gaan weg en so. Maar deur al die jare, hoe ons by die groepe gegroei het, hoe die Here in die groep mense daar sit wat mekaar kan inspireer en mekaar kan ondersteun en bystaan in moeilike tye. En die wonderlikheid daarvan is daar's nooit veroordeling. Dis daar om saam te groei, dis 'n groeigroep, selfe groei, meer word en verdeel groei. En ons saam na antwoorde soek en
Baie keer radikaal van mekaar verskil. Want ons bly mense en die antwoorde staan nie, gaan lees in daai verse staan jou antwoord in die Bybel nie. Jy moet baie keer maar baie dink en saam praat om by antwoorde uit te kom. En nou by diagnose van die kanker kan ek ook net sien, baie keer dat ek geloop het saam met die selfgroep. Nou kyk ek die kant, as ek daai kant kyk van die buik. Hoe hulle my bygestaan het en altyd daar was. En spyte van die tyd het 8 maande nie gegaan het nie. Hulle was daar, hulle het my gebid, hulle het my gebel. Hulle het net geweldig gesê om my kom sien. Hulle weet dat hulle mag nie, ek wil nie laat inkom. Maar kan ons net kyk op die gras, kan ek hulle net sien. En daar was ek nooit die ceremonietjie gehad met ingehaal. Wat so baie beteken het, van moet te sien, was ek van my chemotherapie, en om vir Here dankie te sê, dit was wonderlik. En dan moet ek sê, ja, die saakgroep is nie soos 'n Bybelstudiegroep. Jy weet, ons het gevoel met 'n Bybelstudiegroep. Jy gaan in die dominee van 'n teks en hy behandel 'n gedeelte en jy mag dalk 'n vraag vra, dalk nie, en as dit dan verby. Saakgroep is anders, dit gaan oor groei, dit gaan oor saam praat, saam mekaar ondersteun, saam bid, en mekaar se seer deel. En dan ook al as eerste gemeente, het ons ook maar lekker saam gekyk. Niemand word gedwing om deel te neem nie. Daar was iemand jare in ons groep wat gesê het, sy kan nie openbaar bid nie. En ons het ook gedoen. Sy alles deel te neem as sy wil bid nie. En mens leef dan saam aanvaar dit so. Die pad vorentoe, my kanker is nie weg nie, my tellings is nie 0 nie, my tellings is nog net so onder die grens. So ek is gesond, ja, kan die kanker terugkom? Ja, dit kan nooit terugkom. Dis 'n ding waar mense met ek en my gesin moet saam leer, dit kan terugkom. Elke pyn en elke skeet, dan wonder jy, wat is nou nie so? En dan moet jy maar weer terug aan dokter toe, en dan sit jy maar weer toetse, en maak seker daar is nie vat nie. En elke 6 maande. En wat ek ook geleer op die paadjie is, mense sterflikheid. En die dokter sê nou dat dit wel ook so vaar, dat baie mense sê altyd vir haar pasiënte, ja, ons almal gaan dood. Dit is so, ons almal gaan dood. Maar skielik is jou dood dan baie nader. Waarskynlik, of moontlik, jy weet. So, jy is baie meer bewus van, dit kan môre terug wees, jy kan môre binne 3 maande dood wees. En daarom moet 'n ou seker maak die tyd wat jy gebruik om nader en nader aan die Here te groei. En ek wil meer diensbaar wees, ek wil minder oor onbelangrike bekommer, wat Anton ook net gesê het. Mens kan dus ook 'n klok bekommerd wees, maar as jy hierdie proses gegaan het en die Here het jou laat groei, dan besef jy daar's nog 'n onbelangrike goed, as om oor nonsens te bekommer. En ek geleer om meer lief te gee, meer liefde uit te deel. Ek wil meer gereed wees om te getuig vir die Here, om sy plan te soek vir my lewe. En nooit ophou om te dank. Swaarkry siekte bring mense nader aan God en aan ander mense. En dit nou geleer dat ander mense nodig het en dat ek gegroei het. En die teks wat my die tyd baie gedra het, en my kinders het die deel van my swaarkie laat maak met die teks, is Jeremia 17 vers 7 en 8. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Die mens vir wie die Here veilig bevestig is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot. Nie die hitte voel as dit kom nie, altyd goed blare het. Die droë jare raak nie. En nou dat hy hou nie om vlugte te dra nie. En dit het ek regtig so baie van die Here gebid. Dat my wortels net by die stroom bly, en dat ek vrug bewaar. En die Here het my daardeur gevat. Ja, en dit is ook nog vandag gestaan. En daar was een lied wat ek vreeslik baie van myself gespeel het, en ek het gevra hoe moet vir my so speel. Die eerste deel bestaan en dan begin 'n bietjie skreeu en dan gaan ek net maar afsluit. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake till I lay down my head, oh, I can sing of the goodness of God.
love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. For all I you have been faithful. Oh, yes, you have. Oh, you have been so, so. Every road that I have made, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out of me. Though my life you have been faithful. Though my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna Thank you,